En die Here seën ons vanoggend genade, barmhartigheid en vrede word rylik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Toe ek gehoor het ek moet preek, ek vra die Here, gee vir my 'n teksvers. En die Here lei my na Deuteronomium 4 van 1 tot 20 en hy wys vir my veral op die klem van vers 7. Kon ek nie mooi verstaan hoekom hy vir my spesifiek daai vers uitgewys het nie. En soos wat die dae aangegaan het en die afgelope week wat ons nou gesien het wat in die wêreld gebeur. Jy weet die oorname Venezuela, daai mense wat in die strate feesvier, want hulle onderdrukker is weg. Hulle onderdrukker wat 'n God gehad het, maar sy God was Mammon. En soos ons sien wat in Iran gebeur, moskeeë word afgebrand. Mense besef, daar bestaan nie 'n God nie. Net een God, en dit is God bo alle gode. Ek gaan vir ons 'n stukkie lees uit Deuteronomium 1 vers 1 tot met vers 20 en dan op die klem op vers 20. So al hoe meer het ek besef wat die Here wou gesê het met hierdie vers, so met die afgelope weke wat onthou ek maak nie so Stefan, ek berei my preek voor op 'n donderdag nie. Vir my vat dit weke om 'n preek voor te berei en so met die aanloop te besef ek wat die Here eintlik vir ons wou gesê het. Israel, luister dan na die vaste voorskrifte en beslissings wat ek julle gaan leer. Voer dit uit, sodat julle kan leef en die land ingaan, waar die Here die God van julle voorouers vir julle gee om in besit te neem. Julle mag niks byvoeg by alles wat ek julle beveel nie. Julle mag niks daarvan weglaat nie. Kom die gebooie van die Here, julle God na, wat ek julle beveel. Julle het met julle eie oë gesien, wat die Here gedoen het by Baal Peor, dat die Here julle God elke persoon onder julle wat agter die Baal van Peor aangeloop het, onder julle uitgedelg het. Maar julle wat aan die Here julle God vasgehou het, julle almal leef vandag nog. Kyk, ek leer julle die vaste voorskrifte en beslissings soos die Here my God my beveel het, sodat julle daarvolgens kan leef in die land waarin julle op pad is en wat julle in die besit gaan neem. Kom dit na en voer dit uit, want daaruit sal dit vir die nasies duidelik wees, dat julle wysheid en insig het. Wanneer hulle al hierdie vaste voorskrifte hoor, sal hulle sê, wat 'n wyse en verstandige volk is hierdie groot nasie nie. Dan ons tema, want watter ander groot nasie het 'n God wat so na aan hulle is, soos die Here ons God aan ons is, wanneer ook al ons hom aanroep. Watter ander groot nasie het 'n vaste voorskrifte en beslissings wat so regverdig is, soos hierdie hele wet wat ek vandag aan julle gaan voorhou. Wees net versigtig, ja, let noukeurig daarop, dat julle nie die dinge vergeet wat julle met julle eie oë gesien het nie, en dat dit nie uit julle harte verdwyn, sodat julle leef nie. Sorg dat julle kinders en kleinkinders kennis dra. Van die dag toe julle by Herob in die teenwoordigheid van die Here julle God gestaan het, en die Here vir my gesê het, maak vir my die volk bymekaar, ek wil hulle my woorde laat hoor. Hulle moet dit leer, sodat hulle solank as wat hulle op die aarde leef, vir my ontzag het.
Hulle moet dit ook vir hulle kinders leer. Julle het toe nader gekom en aan die voet van die berg gaan staan, terwyl die berg gehul in donkerte, wolke en diepte, duisternis hemelhoog ontbrand het. Die Here het met julle uit die vuur gepraat, julle het die geluid van woorde gehoor, maar julle kon geen sigbare gestalte sien nie. Daar was net die stem. Hy het aan julle sy verbond bekend gemaak, naamlik die 10 gebooie, waarvolgens julle moet leef, soos hy beveel het. Hy het dit ook op 2 kliptafels gegrafeer. Vir my het die Here in daardie tyd die opdrag gegee om julle sy vaste voorskrifte en beslissings te leer, sodat julle daar volgens kan leef, in die land waarheen julle trek, om dit in besit te neem. Omdat julle nie enige sigbare gestaltes gesien op die dag toe die Here by Horeb met julle uit die vuur gepraat het nie, moet julle uiters versigtig wees terwille van julself, sodat julle nie ontaard en vir julle gesneede beelde maak nie, die sigbare gestalte van enige godefiguur, 'n manlike of 'n vroulike afbeelding. Die afbeelding van enige dier op aarde is die afbeelding van enige voël wat in lug vlieg. Die afbeelding van enigiets wat op die grond rondkruip, of die afbeelding van enige vis wat in die water onder die aarde is. En sodat julle nie na die hemel opkyk en die son en die maan en die sterre sien, enige van die hemelliggame, en julle laat verlei om voor hulle in aanbidding te buig en hulle te dien nie. Die Here hulle God het hulle al die ander nasies onder die son toegewys. Die Here het julle geneem en julle uit ystersmeltoond in Egipte uitgelei, aan hom te behoort as 'n eie volk soos dit vandag is. Ons teksvers soos ek dit gelees het, as jy vir ons kan opgooi, ek wil net julle moet dit weer mooi duidelik lees. Deuteronomium 4 vers 7. Want watter ander groot nasie het 'n God wat so na aan hulle is, soos die Here ons God aan ons is, wanneer ook al ons hom aanroep. Hierdie vers was deel van Moses se toespraak aan die Israeliete, terwyl hulle op die rand gestaan het, voor hulle Kanaan ingegaan het. Hierdie vers handel oor die nabyheid en die grootheid van God. Groter as enige ander God, wat al hierdie ander nasies toe aanbid het. In Deuteronomium 5 vers 24 lees ons, die Here ons God het ons sy majesteit en grootheid laat sien, en ons het self sy stem uit die vuur gehoor. Vandag het ons dit ervaar, dat God met 'n mens praat, en dat hy leef. Deur die geskiedenis heen, het die Israeliete God se teenwoordigheid op tasbare maniere ervaar. Van die verlossing van uit Egipte uit, waar hulle in die woestyn getrek het, met die vuurkolom, met die wolkkolom. En die Here het die heeltyd aan die Israeliete voorsien, en na hulle geroep geluister, en na hulle klagtes geluister. Die vorige keer toe ek gepreek het, het hulle vir God baie keer aangeval, vir Moses aangeval, nie klagtes nie, hulle het letterlik die Here, hulle het letterlik gekla, dat die Here nie by hulle is nie. Hierdie hele toespraak is die rede waarop Moses vir die Israeliete gesê het, in Deuteronomium 4 vers 9, soos hy die mense na hulle gekyk het, deur die woestyn, wees net versigtig, ja, let noukeurig daarop, dat julle nie die dinge vergeet, wat julle met julle eie oë gesien het nie, en dat dit nie uit julle harte verdwyn, solank julle leef nie. Sorg dat julle kinders en kleinkinders kennis dra. Daai is 'n opdrag. Dit is 'n opdrag wat die Here vir Moses gesê het, en dit is 'n opdrag wat die Here vir ons gee. Ons moet aan ons kinders, aan ons kleinkinders, moet ons hierdie hele storie vertel, wat die Here, die wonderwerke wat die Here gebring het.
Reg deur die woord is daar baie voorbeelde van mense wat God se nabyheid gesoek het en soms gevoel het God het hulle verlaat. Hulle het alleen gevoel. Een so voorbeeld was Dawid. Ons weet almal Dawid was 'n man na God se hart. Hy was nie onbekend met hierdie donker gevoel van hierdie Here my verlaat. Hoekom is die Here so ver nie? In menigte psalms roep Dawid na God uit. In Psalm 10 vers 1: Waarom, Here, bly U so ver staan? Waarom verberg U Uself in tyd van nood? Self Jesus het so gevoel in sy tyd van in sy inhegtenisname. Jesus het baie na aan Abba Vader gelewe. En daai nabyheid gesoek. Dit het vir hom gevoel dat die Vader sy rug op hom gedraai het. Hy het vir sy disippels gesê: My siel is diep bedroef tot die dood toe. In Matteus 27 vers 46 lees ons: Teen ongeveer die 9de uur het Jesus met 'n harde stem uitgeroep: Eli, Eli, lema sabachthani. Dit beteken: my God, waarom het U my verlaat? So ons kan sien dat tot Jesus gedink het dat God hom verlaat het. Deuteronomium 4 vers 7 beklemtoon die unieke, intieme verhouding wat bestaan het tussen God en sy volk Israel. Moses praat met die Israeliete en wys daarop dat daar geen ander nasie 'n God het wat so naby aan hulle is soos die Here aan Israel is nie. God verlang om naby ons te wees. Anders as hierdie onpersoonlike gode van ander kulture, is die God van Israel persoonlik betrokke by die lewens van sy volk. Hierdie vers beklemtoon die belangrikheid van die gebed as 'n manier om met God te kommunikeer. En ons weet God is altyd bereid om te luister. Dit beklem ook God se getrouheid. Hy is nie ver of afsydig nie, maar is altyd toeganklik. God is nie 'n onbetrokke God soos die ander gode wat deur die ander nasies aanbid was nie. Die ander nasies gode van metale gemaak, wat nie kon hoor of praat of reageer nie. Daar was geen verbale en lewende kommunikasie op die manier waarop die Here dit met sy volk ingestel het nie. Hy is 'n liefdevolle God, wat diep omgee vir sy volk en op sy behoeftes reageer. Paulus skryf in Romeine 10 vers 13, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal verlos word. God verwelkom en reageer op diegene wat hom soek. Moses gebruik hierdie stelling om die Israeliete te herinner van hulle verhouding met net een ware God. God word onderskei van alle ander gode deur sy spraak en sy lewende stem. God het gekies om onder sy volk in die tabernakel te woon. En ons het dit later gesien hoe Jesus mens geword het en tussen ons tussen die mense kom woon het. En Eksodus 25 vers 8 lees ons: Hulle moet vir my 'n heiligdom maak dat ek in die middel kan vertoef. Hierdie nabyheid gaan nie net oor 'n fisiese nabyheid nie, maar oor God se bereidwilligheid om te luister en te reageer wanneer sy volk bid. God is teenwoordig as die Heilige is, voor wie niks verborge is nie. Ons kan dink dat ons iets kan wegsteek. Stefan het 'n paar keer daaroor gepraat, dat soos Jona het gaan wegkruip, maar God het geweet. So ons kan dink, God weet nie, maar hy doen. Hy weet wat ons doen, ons kan dit nie ons kan nie wegkom daarvan nie.
Hy is teenwoordig as die God wat alles regeer. God se woord staan vas en mag nie verander word nie, en dit lei tot die lewe. Maar ongehoorsaamheid lei tot die dood. Soos wat by Sittim gebeur het. Die volk was verlei om ander gode te dien, en dit het fatale gevolge gehad vir hulle. Numeri 25 vers 3 lees ons, toe Israel homself aan Baal Peor verbind het die toren van die Here ontbrand. En in vers 4, die Here het Moses gesê, neem al hierdie leiers van hierdie mense en hang hulle in die son aan pale vir die Here, sodat die brandende toren van die Here van Israel afgeweer kan word. Kan ons sien hoe ernstig is die Here oor as ons ander gode aanbid behalwe vir homself. God wil ons nie dwing om gehoorsaam te wees aan hom nie. Nee. Ons leef in 'n persoonlike verhouding met hom. En dit is in so 'n verhouding wat op liefde en eerbied gebou is. Daar kan geen dwang wees nie. Gehoorsaamheid moet van self kom as 'n mens besef dat God jou verlos het en jou sy kind gemaak het. Ongehoorsaamheid is niks anders as ondankbaarheid nie. Dit het Moses in die woestyntydperk geleer en wou dit aan sy volk oordra. Nou kan julle vir my vra, hoe kom ek by die tweede vers uit, want ons besef nou hoe groot God is, groter as die is alle gode. Hoe kom die Here my gelei na die vers toe? Om God sy nabyheid en grootheid weer eens met ons as 'n gemeente te bevestig. Ons weet almal die Sondag van die 21ste het ons almal in gebed gegaan vir Christian. Baie ernstig, ons weet, ons kry elke dag sy vordering. En ons het daai dag het ons in gebed gegaan, ons het gebid vir Christian op daai stadium en vir die mense wat ook gebed nodig gehad het. En op die 26ste was daar 'n versoek vir klein Leanne, sy sit vanoggend hier in die kerk, wat in 'n ernstige ongeluk was, wat 'n skedelbreekie opgedoen het. Het ons vir haar ook gebid vir genesing. En hier sit sy vandag in die kerk. In Jakobus 5 vers 14 skryf Jakobus, as iemand van julle siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente roep, sodat hulle vir hom kan bid. Nadat hulle hom in die naam van die Here met olyfolie gesalf het. Die gelowige bid sal die siekes gesond laat word, en die Here sal hom weer oprig. Almal van ons wat deur die Heilige Gees gelei was daai spesifieke dag, op 'n woord of 'n vers gekry het, kom bid. En dit was 'n wonderlike ervaring, om te gesien het hoe die Heilige Gees het onder ons gewerk het. Op verskillende maniere. In Matteus 18 vers 19 lees ons, Jesus was hier aan die woord, verder, amen, ek sê vir julle, as 2 van julle op die aarde saamstem oor enigiets wat julle vra, sal my Vader in die hemel dit aan julle toestaan. En dan in Matteus 18 vers 20 lees ons, want waar 2 of 3 in my naam byeen is, daar is ek in hulle midde. Gert het vanoggend daarvan gepraat, toe ons geopen het en nou. Ons weet, God is teenwoordig. Ons as Christen is ook deel van God se uitverkore volk. En hy luister ook as ons bid. Jy het vanoggend nou gebid oor die wêreld heen. God luister. Veral in die uur van benoudheid het God bewys dat hy magtiger is as die gode van enige nasie, en hy toon steeds vir ons dat hy magtiger is as elke vyand. Ons
Ons kan redeneer oor die vyand. Ons weet die vyand is Satan, maar daar's vrees. Daar's so baie dinge wat ons wat 'n vyand vir ons kan wees. En daai spesifieke oggend, byvoorbeeld met Christian, was ons almal in skok. Ons was almal het 'n vrees gehad oor Christian se gesondheid. En ons het gehoor, Gert, jy het terugvoering gegee. Christian is baie positief, en ons is almal positief. Gesamentlike gebeure soos wat plaasgevind het met medegelowiges verhoog die bewustheid van God se teenwoordigheid. In Filippense 4 vers 6 skryf Paulus: moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. Dit is presies wat ons as 'n gemeente gedoen het en aanhou doen vir Christian en vir klein Leanne wat hier sit, en vir almal wat gebed nodig het. Dit is hoekom ons die omgee gebed doen. En ons gemeente sal aanhou bid vir die volle genesing van hulle albei. Ek het so 'n mooi aanhaling raak gelees. When man works, man works. When man prays, God works. Is dit nie wonderlik nie? Dit is so diep. Nou wil ek net bietjie kyk hoe hierdie vers ons met Jesus Christus verbind. Ek het reeds gesê, in hierdie woorde staan baie duidelik God se nabyheid en sy grootheid en almag. Jesus Christus beliggaam die uiteindelike uitdrukking van God se nabyheid. Deur Jesus het God onder ons kom woon en die gaping tussen die mensdom en die goddelike oorbrug. In Johannes 1 vers 14 skryf Johannes: en die woord het vlees geword en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. Ons is nie God is nie soos wat ek gesê het, soos wat ons gesê het van al hierdie ander gode, metale. Hulle is dood. God is lewendig, hy bly tussen ons. Hy is tussen ons hier waar ons hier is. Dis hoekom hy mens geword het. Jesus het die disippels beloof vir God se voortdurende teenwoordigheid of nabyheid. Matteus 28 vers 20 staan: en kyk, ek is met julle al die dae tot in die volëinding van die tyd. Jesus het sy volgelinge geleer bid en hulle verseker dat God hoor en antwoord. So ons weet nou al dat die gebeure wat ons daai spesifieke dag en elke dag en gaan en het al gedoen, sal verhoor word. In Matteus 7 vers 7 en 8 skryf: vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra ontvang, en wie soek en wie klop sal oopgemaak word. Deur Christus Jesus se dood en opstanding het gelowiges self groter toegang tot God, aangesien Jesus ons as middelaar dien. 1 Timoteus 2 vers 5 en 6 skryf Paulus: want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus. En dan vers 6, wat homself as losprys vir almal gegee het, tot getuienis op die bestemde tyd. Hierdie verbintenis met Jesus beklemtoon dat God se nabyheid nie net 'n verlede werklikheid is nie, maar 'n huidige, ewige belofte vir almal wat hom vertrou. In Hebreërs 13 vers 8 staan: Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Jesus is dieselfde wat hy vir die Israeliete daar voor die Rooi See gedoen het, voor hulle in Kanaan gestaan het. Hy het niks verander nie.
Hy is van daai tyd af, nou en in die toekoms, presies dieselfde. God is naby die regverdiges en armes van gees, wat hulle hulp buite homself soek in die reddende dade van die enigste ware God, en die koms van die Messias het God naby aan ons gekom. In Johannes 14 vers 6 staan, Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. As julle my leer ken het, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom, en ek het hom reeds gesien. Ons kan onthou, hoeveel keer het God se toorn ontvlam teen die Israeliete, toe hulle hom so aangeval het en gekla het, en hoe Moses ingetree het as 'n middelaar vir hulle. So was Jesus Christus ook. Hy is 'n middelaar tussen ons en Abba Vader. Jesus Christus is in sy menslike natuur verlaat en gestraf as gevolg van ons oortredings. Hy het God se toorn in die gesig gestaar, sodat ons vrygemaak kon geword het. Nou wil ek net kyk hoe ons hierdie vers 7, met ons as Christene, wat beteken dit vir ons as Christene vandag? Hierdie vers dien as 'n kragtige herinnering aan die ongelooflike toegang wat ons tot God deur gebed het. Hierdie vers verseker gelowiges dat God nie ver of ongeïnteresseerd is nie. Hy is naby en aandagtig in ons gebede. Dit daag ons uit om ten volle voordeel te trek uit hierdie toegang, wetende dat ons 'n God het wat luister, omgee en reageer. In 'n wêreld waar baie antwoorde op al hierdie verkeerde plekke gesoek word, herinner hierdie vers ons dat ons direkte toegang tot God het. Die Jesus Christus, die skepper van die heelal, wat betrokke wil wees in ons lewens. Dit beteken dat God naby is aan ons is deur Jesus Christus. In Christus het God na ons neergedaal en ons van alle verdrukkings verlos. Ons bestaan as gevolg van sy nabyheid. Ons sou nie 'n volvorms gewees het sonder sy magtige, reddende dade agter ons nie. Ons mag God se wil ken, en wanneer iemand om in ware geloof aanroep, sonder om enige hulp in homself te soek, bewys die Here dat hy naby is. In Jakobus 4 vers 8 staan, nader tot God, en dan sal hy tot julle nader. Hoe dikwels vergeet ons van God, as ons met ons daaglikse lewe besig raak. Ruim tyd in om te dink aan die goeie dinge wat jy van God ontvang het, en steeds ontvang. Dink ook daaraan of jy met jou hele lewe ook werklik vir God dankie sê. Ek sluit af. Jesus Christus het met een boodskap gekom, en een boodskap alleen. Die koninkryk is naby. Hy het dit bevestig deur sy dood en sy opstanding. Vir diegene wat God verwerp, bly God ver weg. Want ons kan slegs deur hom na God, die Vader, toe kom. Ons weet almal wat hulle hom tot hom wend, hierdie waarheid ken. Hy is Immanuel, God met ons. Hy is die helper van diegene wat hulpeloos in hulle self is, 'n plek van skuiling vir diegene wat verlate en verstrengel is, in die toue van vernietiging. Geseënd is diegene wat in hom skuiling soek. Amen. Kom ons bid saam. Here, ja, dankie Here dat ons as hier kan staan as 'n gemeente, Here, en net alle eer aan U bring vir U grootheid en vir U nabyheid.
wat U alreeds vir Christian gedoen het, Here, wat al U alreeds vir klein Lanay gedoen het, Here. Here, ek vra, Here, dat ons as 'n gemeente sal aanhou bid, en ons gaan dit doen, Here, vir volle genesing van die 2 persone, en die mense, ander mense wat ook genesing nodig het, Here. Dankie, Here, dat ons weet dat daar geen ander God is, behalwe U nie. Dankie dat ons weet, dat U altyd naby ons is. Maar die belangrikste is, Here, as ons U wil nader, moet ons 'n gebed tot U kom. Here, en ek bid dat elkeen van ons, wat dalk miskien ietsie het, wat nog happer, dit kan enigiets wees, Here, wat miskien kan dink, dis 'n God, dit vat plek, U plek in, vra ek, Here, dat dit nou afgebreek sal word, en dat ons almal sal besef, dat daar net een God is. Materiële dinge is niks. U is alles. Immanuel, God met ons. Dankie, Here, dankie dat ons weet, dat U ons innig lief het. Here, en ek vra, Here, dat U ons sonde sal vergewe, Here, as daar dinge was, wat ons groter en bo U gestel het. Here, ek bid alles in die kragtige naam van ons Here Jesus Christus. Amen. En my wens vir ons almal hier vandag, as ons hier uitgaan, dat ons God se nabyheid sal voel. Nie net vandag nie, elke dag. In ons stilte tyd, oral waar jy gaan, dat ons sal bewus wees van sy nabyheid, want hy is daar. Dit staan in die woord, dat hy altyd by ons is. Die genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.